En tereg het ons gesing hier teen die einde vanoggend. En ons het die naam van die Here. Daar's liedjies gewees wat ons gesing het oor die naam van die Here. En dit is so wonderlik as inleiding vanoggend. Wil ek vir jou sê, daar is geen ander naam as die naam van ons God nie. Kan jy amen sê? Amen. Hierdie naam is nie net 'n naam nie. Jy sien, wanneer die verlore mens hierdie naam aanroep, vind daar redding plaas. Wanneer die sieke hierdie naam aanroep, vind daar genesing plaas. Wanneer die verslaafde hierdie naam aanroep, word daar bevryding in sy lewe plaasgevind. Wanneer die demone hierdie naam hoor, sidder hulle en hulle hardloop. Wanneer God se volk, sy kinders, so eendragtig saamkom, is daar 'n goddelike beweging onder die geklank van hierdie naam. Hierdie God se naam is Jesus Christus. Halleluja. Kan u vanmôre die Here eer, kan jy hom prys, kom ons loof hom, kom ons gee 'n handeklap vir hom, kom ons wys hom, Here u is waarlik, Here u naam, halleluja, Here. U naam maak dat ek nie kan stil staan nie. En vanoggend wil ek vir jou sê, daar is nog hoop. Jesus is my hoop. Ek en jy moet net getrou bly. Hoekom? Want daar is hulp vir ons gegee. Hulp wat die wêreld nie vir my jou nou kan gee nie. Hulp wat die wêreld nie vir my jou kan bied nie. Mense soek hulp, maar dan kry jy daai hulp. Miskien vir 'n oomblik, vir 'n kort rukkie, kry hulle daai hulp, maar daarna is hulle maar weer terug waar hulle was, soekend na hulp. Nee, Jesus Christus is my en jou hulp vanoggend. Luister na die volgende skrifte as stigting vir ons elkeen vanoggend. Psalm 121 vanaf vers 2 en 3, vanaf vers 1 tot 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van wie? Van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 124 vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug, 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Psalm 39 vers 8. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Kan jy dit vanoggend sê? Here, my hoop is op U. Romeine 15 vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met wat? Met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Nie die krag van die mens nie, maar die krag van die Heilige Gees. Deur die geloof sê hy, my en jou geloof. Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Volhard in die gebed. Hoekom? Want die gebed van 'n regverdige het groot krag. En wat so wonderlik is, ek en jy sit vanoggend onder die geklank van hierdie naam, Jesus. Wanneer ek hy naam uitdruk, is asof daar net krag van ergens afkom en die krag druk hy na Jesus. En ek wil vir jou sê, omdat ons onder die geklank van hierdie naam sit, moet daar iets gebeur. Nie miskien nie, daar
moet iets gebeur. Want hierdie naam dra krag, hierdie naam dra uitkoms, hierdie naam dra wat ek en jy vanoggend nodig het in jou omstandighede, dit wat jy voor jou sien. Hierdie naam, hulp het 'n naam, soos pastoor Morey al reeds gesê het in die liedjie, hulp het 'n naam, Jesus Christus is sy naam. Hoop het 'n naam vanoggend, Jesus Christus is sy naam. Daar is niks wat weerstand kan bied teen hierdie naam nie. En ek sê niks nie. Ja, amen. Daar is dus niks onmoontlik wat kan gebeur. Glo jy dit nog? Glo in jy in die moontlike. Die onmoontlike wat kan moontlik gebeur? Of gaan ons maar deur die lewe en ons aanvaar maar net dinge? Ja, dit is maar so. Dit moet seker maar so wees. Nee, God het 'n plan, God het 'n rede, God weet waarheen ons op pad is. En daar is nog hoop in die moontlike, dat die onmoontlike moontlik kan word. Die skrif sê in Lukas 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Hy sê geen, niks, nothing, zilch, zero, niks. So wat is dit wat jy vanoggend in die gesig miskien staan? Want Lukas sê dat geen ding by my God, en my God het 'n naam, Jesus Christus. Hulp het 'n naam, hoop het 'n naam, Jesus Christus is sy naam. Wat 'n mooi sê die skrif in Matteus 19 vers 26, maar Jesus het hulle aangekyk en van hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Sê gaan vir die persoon om jou, alle dinge by God is moontlik. Alle dinge by God is moontlik. Die mens, ek en jy veroorsaak dat ons nie dit ontvang nie. Hoekom nie? Want ons wil nie oorgee aan die Here nie. Ons wil nog steeds in ons menslike krag nog steeds in beheer wees van die onmoontlike. En u die skrifte gehoor vanoggend, daar's hulp, daar's hoop, dat by God alle dinge moontlik is. Amen. Maar dan moet ek en jy oorgee. Ons mis dit, want ons twyfel nog. Ons laat toe dat vrees, ons dryf, ongeloof, selfs ons verlede, verhoed ons om deur te breek tot die moontlike. Want ons gedagtes is nog so gefokus op dit waar ons was, op die, wat ek het maar so sê, die label, wat op my en jou getapteer is. En ons sien daar die traktaatjie op jou, daai label, en jy dink, jy gaan dit nie maak nie. En dan kom die Here van ons, en hy sê vir ons in Lukas, en soos in Matteus gehoor, dat by hom die onmoontlike moontlik is. En daarom moet ek en jy ons gedagtes losmaak van hierdie wêreld. Ek en jy moet ons gedagtes losmaak van dit waar ons was. Jy is nie meer daar nie. Maak nie saak wat die mens vir jou sê nie, jy is nie meer daar nie. Ons het dit gevier, daai label, daai traktaatjie is van jou afgehaal deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Jy is vry vanoggend van wat mens van jou dink en wat mens van jou sê. Dis wat die Here van jou my en jou dink en sê. Dis wat planne is. So ek herhaal myself. Daar is nog hoop. Jesus is my en jou hoop. Ek en jy kan nie opgee nie. En miskien is jy op die randjie van opgee vanoggend.
Here, dat jy hier is vanoggend om hierdie woord te hoor dan, om nie op te gee nie, want daar is nog hoop vir jou. Daar is nog uitkoms vir jou en vir my. Ons het laas naweek die grootste gebeurtenis gevier in 'n kind van die Here se lewe. Die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus. En met Jesus se kruisiging, hierdie traumatiese gebeurtenis wat voor die disippels en die volgelinge van Jesus afgespeel het, hulle het gesien, broer en suster, hulle het gehoor en hulle het dit selfs ervaar. En Maria het by die graf gekom na hierdie gebeurtenis en toe sy by die graf kom is die steen weggerol. En Jesus se liggaam was nie meer daar nie. Petrus het ook gaan kyk, want sy kon nie glo wat hy gehoor het nie. En toe hy ook daar kom, het hy dieselfde gesien. En dis opgeteken in Johannes 20 vanaf vers 1-10, maar ek het dit nou lees nie. Jy kan dit self gaan lees. Hoe dink u het hulle gevoel? Hoe dink u het hulle gevoel toe hulle by die graf kom en hulle besef, hulle Here, hulle meester is nie meer daar nie, die liggaam is nie meer daar nie. Hierdie koning, hierdie persoon hier Rabboni wat hulle aanbid het, hulle leermeester is weg. Hulle het seker hulpeloos gevoel. Hulle het ook seker miskien gevoel, nou is hulle hoop ook nie meer daar nie. Hulle Jesus, hulle Here en meester, die gekruisige is weg. En miskien is daar iemand wat vanoggend so voel. Miskien voel jy na die konferensie, na hierdie wonderlike roering van God se Gees en jammer vir die Engels, hierdie hype wat ons ervaar het en gevoel het. Nou is ons weer terug na normaal toe, terug by die werk en die eerste storm kom jou pad langs en jy is weer terug in die kerk of miskien terug in jou huis self of by die bidtier of die manne en dan ervaar jy nie dit nie. Nou voel jy ook so 'n bietjie hopeloos, so asof jy nie rigting het nie. En as ons lees in Johannes 21 vanaf vers 1-3 sê die skrif, na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn en hy so 'n streepie op wat spesifiek verwys na hoe dit gebeur het. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, na hierdie hele gebeurtenis kom Petrus en hy sê vir hulle, ek gaan visvang. So. Kan jy dit vir 'n oomblik dink? Petrus wat God in die vlees gesien het, ervaar het, beleef het. Petrus, die geliefde van die Here, hy besluit hy gaan visvang. En die ander sê, ons gaan saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Soos die mens is. Wat doen hulle? Hulle het gaan visvang. Hulle keer terug na hulle beroep. Nadat wat hulle ken, dit wat hulle doen, dit wat hulle selfs vertroud in is, dit wat ek en jy self, na dit miskien wat ons beleef het, keer ons terug na ons beroepe, ons keer terug na dit wat ons ken. Dit is asof hulle nie gewen het wat om te doen. En hulle gaan doen wat hulle ken. Hulle Here en hulle meester is nie daar nie, om wat te doen nie, om hulle te lei nie. Die Here is weg. Hulpeloos staan hulle en hulle besluit hulle gaan visvang.
Maar net vroeër in die boventrek gebeur die volgende. In vers 19, en toe die aand was op die eerste dag van die week en die deure van waar die discipels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. En die disciples was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. 3 dinge gebeur. Jesus toon homself aan die disciples. Jesus sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook julle. Jesus, die derde ding, Jesus blaas op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wat vir my so great is, Jesus wat ook God is, maar wat ook mens geword het, ken sy disciples. En hy weet wat hy moet doen om seker te maak. Hy moet weer aan hulle kom verskyn, want hy weet daar gaan iets gebeur. Hy het seker geweet, die feit dat hy nie meer daar is nie, gaan hulle voel, of hulle nie meer weet, wat se rigting man gaan nie. En hy kom weer, en hy kom maak hierdie verskyning, om hulle te laat herinner, hy is God en nog steeds met hulle. Miskien nie in die vrees nie, maar in die gees. En Jesus vertoon homself aan hulle. Jesus gee hulle 'n opdrag. Ek stuur julle. En Jesus blaas oor hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Die discipels het geweet wat hulle moet doen. Stem jy saam? Hulle het dit gehoor. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Daar's die opdrag. So hulle het geweet wat hulle moet doen. Om te gaan en hierdie blye boodskap te gaan verkondig. Maar Petrus besluit, ek gaan nou verswak, nadat die Here aan hulle verskyn het en vir hulle gesê het wat hulle moet doen. Nou ek en jy aan wie Jesus genade kom bewys het, wat ook ons pad langs gekom het, sodat ons hom kon aanneem as ons verlosser en saligmaker. Ons het die dood en die kruisiging van die Here herdenk. Ons het hierdie geïnspireerde woord ontvang oor die naweek. Kan jy amen sê? Ja. Amen. Ons het onder die lofsange van die Here gewees, gesing. Ons het sy naam verheerlik. Mense was aangeraak. Daar was 'n reuring binne hierdie gebou, maar ook binne in mense gewees. Mense het uitgestap, geïnspireer, gemotiveer. Hoop was weer aan ons voorgestel. Die gekruisige, maar hy wat opgestaan het, hoop was weer aan jou en my bekendgestel, dat ons in die wêreld kan gaan, in die tyd wat ons in leef en weet, daar is uitkoms, daar is hoop vir my en jou. Net soos die disciples het gehoor het en die Here aan hulle verskyn het, so was God se salwing in hierdie plek gewees en ook soos vanoggend en ons kan hier uitstap met hoop in ons harte en ons kan in die gesig gaan staar. Ek weet nie wat dit is nie, maar ons kan dit in die gesig gaan staar wat voor my en jou lê. Want hoop is aan my en jou kant. Jesus is ons hoop. Hoop was vir ons voorgestel, my en jou enigste hoop, ons uitkoms, ons hulp in hierdie tyd wat ons leef. Die vraag, wat gaan ek en jy doen na hierdie naweek van konferensie? Het jy miskien alreeds na die konferensie met iemand gesels oor dit wat jy ervaar het? Het jy miskien vir iemand, of kon jy vir iemand Jesus gee? Hierdie hoop wat ons gehoor het jy al met iemand hierdie Jesus mee gedeel hierdie week wat verby is? En die vraag en my tema van hierdie boodskap dan, wat nou? Wat nou? Wat gaan ons doen na
hierdie Paasnaweek konferensie, na vanoggend se diens, na elke oggend se manne, na elke dag se biddeer, Woensdag se biddeer, die samekoms waar jy mag wees. Wat doen ons? Wat gaan ons doen? Gaan ons terugkeer na die wyse, ons normaalweg dinge doen, voor die konferensie, voor 'n mannebiddeer, voor 'n biddeer by die kerk. Gaan ons maar net terugkeer na normaal en maar net weer aangaan, soos ons aangaan en nie omgee en weet dat ons mense wat buitekant stikkend lê en dit hoop ook nodig. En ek en jy dra daai hoop. Die volgende skrif is vir my so kosbaar. En die volgende skrif sê ook vir ons. In Lukas, dis so kragtig, in Lukas 9 vers 1. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en hulle wat gegee? Mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur vers 2 om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Wat doen die Here? Die Here gee vir hulle mag en gesag oor die duiwels om siekes te genees. Jesus stuur hulle om die koninkryk van God te gaan verkondig en om die siekes gesond te maak. Ek sê weer, daar is soveel mense wat vra of daar nog hoop is vir my. En wat sal ons vir hulle kan antwoord? Daar is nog hoop. Ja, daar is nog hoop. Hoekom sê ek so? Jesus Christus, ons leidsman, ons Abba Vader, die koning van die konings, ons Here en ons verlosser. Hy leef, broer en suster. Hy het opgestaan. Hy het jou en my oneindig lief. Hy het 'n doel en 'n plan vir jou en my lewe. Kan jy almal sê op dit? Amen. Hy het 'n doel en 'n plan vir jou en my lewe. En Jesus gee ons ook as sy disippels die mag en die gesag om op te tree namens hom, wat te doen? Om ook die siekes gesond te maak. Om ook die duiwels te gaan uitdryf. Om die koninkryk van God te kan verkondig. Om 'n beweegoffer vir die Here te kan wees. Om 'n atmosfeer te kan verander waar ek en jy onsself bevind. Om hoop te kan gee vir die hopeloses. Nou vra jy miskien, is ek in staat om dit te kan doen? Is ek in staat om dit te kan doen? Ja, 1000 keer ja, jy kan dit doen, want Jesus is saam met jou. Ek en jy moet net op daardie plek kom om dit te besef vanoggend. Ek en jy moet ophou leef in daardie onsekerheid. Kan die Here my gebruik? Ek hoor dit so baie. Nee, ek sit my eerder waar ek sit. Ek het gevoel om vir daai persoon te kom bid, maar my lewe is nog nie reg. Ons leef in daardie onsekerheid, op daai tartaatjie wat ek en jy nog op ons het. Ons kyk nog in dit vas en sê ek kan nie. En terwyl die Here vir jou sê, gaan my kind, gaan, jy kan dit doen. En ek is saam met jou, ek is met jou. Ek lê die woorde in jou mond. Ons hoef nie onseker te wees en te wonder, wat nou nie? Ons weet wat om te doen. Ons weet wat die Here van ons verwag. Ons moet op daardie plek kom waar ons totaal kan oorgee. We have to submit. Hoekom? Sodat sy wil kan geskied. As jy nie kan oorgee nie, as jy nie kan submit nie, dan kan God se wil nie in jou en my lewe gebeur. En daarom kom Lukas dan in Lukas 9:1-2 en bring daardie wat nou in vervulling. God wil jou en my gebruik. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Maak nie saak wat mense gesê het nie. Die Here soek 'n gewillige hart wat sal opstaan vir hom. Nie 'n dokter nie, nie 'n professor nie.
gedoodgewone mens, vissers van mense maak hy, disippels, vol van die Here, gesag en mag gee hy vir hulle, om 'n verskil te gaan maak, net soos ek en jy, disippels van die Here vanmôre is, kan ons hier uitbeweeg, en ons kan mense gaan hoop gee, wat hopeloos langs die pad gaan sit het, wat voel hulle kan nie meer nie. Daar is soveel hartseer onder mense, daar is soveel pyn onder mense, mense kry swaar, mense gaan deur finansiële druk, huwelike val uit mekaar uit, kinders raak verloor, want daar is nie meer godsdienst in die ouerhuis nie. Kinders kry swaar in hulle ouerhuise. Daar selfs van mense wat nie weet waar hulle volgende maaltyd vanaf gaan kom nie. Is daar hoop vir hulle? Ja, daar's hoop. Hoor wat sê Petrus vir die man wat by die poort sit in Handelinge 3 vers 6. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. Ons het Jesus in ons. En ek kan miskien nie vir jou fisies iets gee nie, maar ek kan vir jou sê, ek kan vir jou hoop bring, ek kan vir jou dat iets sê wat jy kan bemoedig om aan te hou, om vol te hou, om standvastig te bly. En vir jou sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasarener, skep moed, hou vas. Ek en jy in die naam van Jesus Christus, ons kan Jesus van hulle gee. Ons kan mense bemoedig, ons kan vir mense bid, ons kan vir siekes gaan bid, ons kan vir siekes die hande oplees in die woord, en hulle sal gesond word. Ons kan vanoggend verklaar, dat ek weet wat om te doen. Ons hoef nie meer te sê, Jesus het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar in die hemel, en wat nou nie. Ons weet wat om te doen. Ons het gehoor vanoggend wat om te doen. Die opdrag is uitgevoer, moet uitgevoer word, om te gaan doen, soos hy ons beveel het. Ek stuur julle. Ek en jy is my ambassadeur, so mooi woord. Ons is daar die ambassadeur vir Jesus Christus. Ons moet hy naam dra met trots vanoggend. En daarom kan ons 'n verskil gemaak. Jesus leef in ons. En dan kom Matteus 28 vers 9 wat ons almal ken. Die eerste gedeelte wat sê, die Here sê vir sy disippels, gaan heen en maak disippels van al die nasies. So broeder, suster, Jesus is ons hulp. Jesus is ons hoop. Jesus, die naam bo elke ander naam. What a wonderful name is. The name of Jesus. Jesus, jou en my uitkoms. Kan jy amen sê? Amen. So kom ons staan vanoggend. Ek is klaar. Kom ons staan. Die musiekspan kan staan opgaan. Wat pla jou vanoggend? Wat se berg staan miskien voor jou vanoggend? Wat maak jou voel vanoggend? Dat jy hopeloos voel, dat daar nie hoop is. Ek lees weer vir die 2 verse, Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Vers 39, Psalm 39 vers 8. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Wow. Dawid wat kan sê, my hoop
en smok nie. En net daar waar jy staan volgens vertrou die Here. Geet net daar waar jy staan, elke oog gesluit. Daar waar jy staan vanoggend, wat ook al voor jou staan, wat ook al op jou pla, dit wat soos 'n berg voor jou mag staan vanoggend, wil jy nie in geloof na die Here kom en dit vir die Here gee volgende. Wil jy net oorgee en submit, net sê Here, hier kom ek, Here, ek kan nie meer nie. Maar U kan vanmôre weer eens my kom help, want U sê dit in die woord. Ek wil jou vra vanoggend om oor te gee.